Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig is U, o God. Ons Skepper, ons Heerser, ons soewereine God, alomteenwoordige, alwetende, almagtige God. U wat sit op die troon, ons veilige vesting, ons rots, ons sterk toring, onder wie se vlerk ons veilig is. Heilig, heilig, heilig is U. Koning van konings, Here van die leerskaar. Naam bo elke naam. Alfa en Omega, U is die begin en die einde. Die een wat is, was en altyd sal wees. U is. U is. Hier ons kom in die oggend en ons roep die naam aan. Jesus, Jesus, Jesus. Here word verheerlik. Mag U verheerlik word vanoggend deur ons lofsange. Mag dit vir U 'n pleasing sound wees, Here. En ons kom hier met een doel voor oë. En is om U te aanbid, U te leer ken, om aangeraak te word deur U. U is ons doel. U is die prys. Jesus, Jesus, Jesus. Heilige Gees, my gebed vanoggend is dat U elkeen van ons sal kom aanraak. Kom vul ons met U en met die wete van U. Mag U in hierdie oomblik vir elkeen so realiteit word. So realiteit. Here, ek weet die skrif sê vir ons dat groter is Hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. Here, mag daai realiteit van dit, daai waarheid, Here, mag dit val in elke hart nou. U, die almagtige Skepper wat in ons is. Dus mag U vir ons 'n groter realiteit wees nou as ooit van tevore. In Jesus naam. Here, ons smag na U, Here. Ons soek na U, Here. Ons soek is na U, ons begeerte is na U, Here. Ons bruidegom. Ons, die bruid, ons smag na U, Here. Ons soek U. Here, en dankie dat U in die skrif sê dat hulle wat soek sal vind, Here. Ons soek U, Here. Ons soek U. 'n lewe ingerig op soek na U, o God. Daar is nie 'n groter, there's no greater pursuit, Here, than this. Lord, there's no greater pursuit in life than you in your presence, Lord. Daar is nie. U is waar dit gaan. U is waar dit gaan. Here, en soos ons hierdie week ingaan, die week waarin ons die kruisiging en die opstanding vier, dink ons aan U, Here. Mediteer op U, en ons soek U. Ons soek U, en ons soek U, en ons soek U. Jesus, 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 Koning van konings. Amen. So vanoggend se preek, ek is dalk 'n bietjie laat vir Valentynsdag, as jy so daaraan wil dink, maar vanoggend gaan ek praat oor die liefde. Maar dis hoekom ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13 ook. Ek dink as ons praat van liefde of 'n hoofstuk wat nogal liefde redelik op fokus, is dit 1 Korintiërs 13. Maar die oog vir vanoggend is om 'n regtig goeie verstaan te kry van hoe ons liefde sien uitgebeeld word in skrif.
Want ek dink as ons kyk na die wêreld om ons, almal soek liefde. Almal soek aanvaarding, almal soek 'n plek waar hulle behoort. Maar as ons kyk nou die voorbeeld, grootendeels wat die wêreld uitbeeld van liefde is dat liefde is God. Waar die skrif vir ons sê dat God is liefde. Hoekom sê ek die wêreld sê dat liefde is God? Want jy kan vir alles lief wees. Jy kan vir jou kat lief wees, jy kan vir jou kar lief wees, 'n man kan vir 'n man lief wees, en 'n vrou vir 'n vrou lief wees. Hoe dit ook al mag, jy kan nou vir diere ook soos lief wees, en 'n hond en 'n kat wees. Hoekom wil ek hieroor praat? Is want ek wil hê ons moet verstaan hoe om lief te hê volgens skrif. Want iemand vra my een keer, ja maar, byvoorbeeld, as jy nou, as dit nou jou kind was, ons het nog eens vir jou so gehad het, as nou maar as dit jou kind was, wat uitkom en sê, maar papa, hy hou van, jy het nou seun en hy hou van 'n ander man, wat sal jy doen? Jy moet hulle seker maar dan net lief hê. En dit is my hele hartseer deel van die tyd waarin ons lewe is, jy moet hom maar net lief hê. Met ander woorde, ag, so okay, boetie, dit gaan nou maar aan, ons is dit steeds lief vir jou. En dit verloor die waarde van wat liefde werklik is, en van wat die skrif vir ons wys dat liefde is. Want liefde is nie net om alles goed te keer, om 'n verhouding te onderhou nie. Liefde is partykeer, is 'n bietjie hard, partykeer is liefde op die punt af, sodat die einddoel daarvan groei is, sodat die waarheid kan seëvier. Liefde en waarheid kan nie apart van mekaar ontstaan nie. Dit is sonder liefde, sonder waarheid, is nie liefde nie. Dink mooi dan, as ek vir Joshua sou toelaat, het ek hom regtig lief, as ek weet dit wat hy doen is teen die woord van God. Nee, ek het hom nie lief nie. En dis hoekom ek graag wil hê ons moet kyk na die onderwerp van liefde en hoe die woord dit uitbeeld, want ons 4 verskillende vorms van liefde wat ons sien in die skrif. En dit is baie belangrik om effektief hierin te wees, want ons lees die volgende vanaf vers 1 tot 3. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en het ek nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Voor ek verder lees, wil ek net die volgende sê, dit is baie meer as net iets so ekstreem, wil ek amper sê, soos homoseksualiteit. As jy weet, enige 'n vriend of 'n familielid is besig met goed wat onskriftuurlik is, wat teen die wil van God is, dwelms, drank, wat jy ook al wil, buite huwelikse sê, soos losbandigheid, al daai goeders is goed wat ons, as ons werklik daai persoon wil lief hê, moet ons die waarheid in die situasie inbring en verstaan hoe om skriftuurlik lief te hê. Maak dit vir julle sin? Great. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berde kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en al het ek nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. As jy hier kyk, sit Paulus nogal 'n redelike hoë bar en dan sê hy, al doen ek al hierdie goed, al word ek verbrand, al gee ek alles weg, al profeteer ek, al het ek geloof wat berge versit, wat ek dink nogal redelik almal van ons wil hê. Ek meen, die skrif sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, en jy sal vir hierdie berg sê, hy sal moet skuif en hy sal skuif. Amen. So, dit is nogal 'n redelike hoë bar wat hy sit. En dan sê hy, selfs al het jy al hierdie, maar jy het nie die liefde nie, dan beteken dit niks. So ons sien dat liefde redelik 'n belangrike ding is vir ons as Christen. Dit is vir ons, dit klink dalk vir jou soos dalk iets wat jy nou baie gehoor het, of iets wat jy nog nie baie oor dink nie, maar so baie soos wat jy die gawes van die Gees besoek, of najaag, hoe baie jy die woord najaag, is liefde iets wat jy moet najaag, wat jy opsetlik moet op fokus om lief te hê en effektief lief te hê, die wat om jou is, in jou binnesirkel en die ook buite, en om te verstaan hoe om dit te doen. Verstaan jy hoe belangrik is dit? Is om lief te hê, want dit is waarin jou volwassenheid gemeet word op die einde van die dag. Vers 11 tot 13
Toe ek 'n kind was, en julle gaan nou sê kom ek so sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Hoe mooi is dit? Jy is ten volle geken. Dis mooi is dit. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste, en dis dan my preektitel vir oggend, maar die grootste hiervan is die liefde. Ek wil vir jou sê, en ek sê dit vir myself ook, en dis waarom ek my volwassenheid meet. Hendriko, is jy besig om goed lief te hê? Want ek glo, as ons volwasse in die gees is, as ons onsself 'n volwasse Christen noem, 'n volwasse kind van God, beteken dit dat ons verstaan hoe om lief te hê en effektief lief het. Die dinge van 'n kind is verby, maar ons is nou volwasse in die gees, en hiervan is liefde die grootste. Maak dit julle sin? Great. So dan, die eerste een waarna ek wil verwys is, nou ek wil nou vir jou sê, voor ek na daai woord ingaan, ek is nie 'n taalkundige nie. Okay, ek is nie eens goed in Afrikaans ordentlik nie. So, nie eers te praat van Grieks nie. So ek gaan baie meer konsepte bespreek vanoggend, as wat ek noodwendig vir jou die stamwoord en die wortelwoord en die weet nie wat se woord en die werkwoord en die selfstandige naamwoord. As jy 'n taalles verwag, jy gaan hom nie kry vanoggend nie. Ek gaan konsepte verduidelik vanoggend. So, die eerste woord, die eerste konsep is eros. En dit praat van 'n romantiese liefde. Dit is 'n liefde wat ons in die skrif sien tussen man en vrou. Wat God ingestel het met Adam en Eva, heel aan die begin. Okay? Is 'n mannetjie okay? Julle kan nog binne gaan sit as julle sou wou, hoor. In die grootste liefde. Ek weet ons dit sê 2 tot 3 of 3 tot 12, maar julle sal my nog kan loer ook daardeur. As jy so moeilik raak, sê ek hom ook al in. Nee, ek sê maar dat omdat die bord nou sê 3 tot 12, kan jy dit nie te veel daar waarin nie. So eros, romantiese liefde. So in Genesis, heel aan die begin, ons sien, ons het 'n woordskool gedoen het, hoe God alles skep. Maar jy moet verstaan, dis nie net die aarde wat hy skep nie, ons sien dat hy huwelik ook skep. Hy skep man en vrou, een man, een vrou, en hulle ken mekaar. Ek spot altyd en sê, God created Adam and Eve, not Adam and Steve, okay? So, is man en vrou wat God geskaap het, een op een, en ons sien dit ook in die Nuwe Testament wat die in Titus wat staan, een man, een vrou. Dit is hoe God dit ingestel het. So ons sien dat hy huwelik, sommer in Genesis vroeg al, instel. En romantiese liefde, hierdie eros, is gemaak vir dit. Dit praat van 'n passievolle, fisiese en emosionele liefde, wat gemaak is vir die veiligheid van huwelik. Dit is nie iets, 'n losbandige liefde van een persoon na die volgende persoon, waar jy aanvaarding vind of kry nie. Nou dames, hoor nou mooi wat ek sê, ek is nie besig, ek wil altyd, mens baie mooi praat met die dames, net nou vat hulle nou iets offense, ek gaan nou vanoggend 'n koei noem, okay? Maar dis nie omdat jy 'n koei is nie, ek sien al klaar daai oogies daar agter. Hoor die volgende, en dit is nou nie op toepassing van julle nie, maar as jy met iemand in kontak kom, 'n dametjie wat die volgende doen, dan kan jy hierdie sê. 'n Man gaan nie die koei koop, as hy die melk verniet kry nie. Maak dit vir julle sin? 'n Man gaan nie die koei koop, as hy die melk verniet kry nie. Seks is gemaak vir die huwelik. Punt, finish, klaar. Ons sien dit ook hierso. Een man, een vrou sal een word. Hulle sal een word. In Spreuke 5 vers 18 tot 19 lees ons die volgende. Kyk, en as jy wil lees oor romantiese liefde, gaan lees Hooglied, okay? Dis 'n Salomo kon 'n bietjie skryf hoor. Spreuke 5 vers 18 tot 19. Mag jou fonteine geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die lieflike wildspokkie en
aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. Dit is iets moois wat God gemaak het vir die huwelik, om jouself te verheug in jou vrou, in jou eie vrou. Amen. Dis op eers kyk baie stil nadat ek daai gelees het. Wat? Ek kyk so vir my vrou daar agter. So verheug jouself in jou vrou. In Genesis 24 sien ons dit met Isak en Rebekka. So die eerste een is eros. Dit is romanties en dit is vir die huwelik. Amen. Dan die tweede een is storge. Ek weet eers of ek hierdie reg uitspreek nie. Want soos ek sê, die een is die naamwoord en die ander is die werkwoord. Ek het al so deurmekaar gehad, dis nie goed hierdie week. Maar storge, dit praat van familieliefde. Dis die instinktiewe liefde wat jy het teenoor familie. 'n Voorbeeld daarvan is as ons kyk in Eksodus 2 vers 1 tot 10. Ek gaan dit sommer net vir julle sê, ek gaan dit nie nou lees nie. Maar Jogabed is Moses se ma. Is toe sy geboorte gegee het aan Moses, weet as die farao het gekom en hy wil al die seentjies doodgemaak het. En wat het sy gedoen? Sy het hom beskerm. So 'n kind, sy het 'n mandjie gevat, hom ingesit en in die rivier afgestoot en die farao se dogter het hom gekry. Weet julle wat verskriklik mooi van daai storie? Is nie net haar liefde vir haar babietjie en die sussie wat agterna gegaan het nie, maar die feit dat sy toe nog steeds nadat die voorreg gehad het om haar kind groot te maak vir 'n gedeelte van haar lewe. Is die suster wat sê, maar ek ken iemand wat kan help om hierdie kind te soog en toe maak haar se Moses se eie ma. Dit getuig my so mooi van God se liefde ook in dit. So storge praat van familieliefde. 2 Timoteus 3 vers 3. Wil ek vir julle lees vanoggend. Dis daai instinktiewe. Ek weet dit is nie altyd maklik om vir jou broer en suster lief te hê nie, maar ek is vandag werklik liewer vir my broer as ooit van tevore. Ek karring gedurig aan hom. Al het ons lekker beklei, kan ons maar kon maar die beste pel ook gewees het. Wanneer ons wil. Timoteus 2 Timoteus 3 vers 3. Ek wil eintlik vir julle van vers 1 af lees. Dis nie op die bord nou nie, maar net om vir julle konteks te gee. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Klink soos in die tuin van Eden. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hul ouers, ondankbaar, onheilig en hier is vers 3 die fokusgedeelte sonder natuurlike liefde. Nou dit is die storge. Onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Nou ek wil vir jou sê, ek het Eksodus 20, wat ons die 10 gebooie is, die enigste wet wat 'n belofte aan het, is nommer 5. Wat sê, eer jou vader en jou moeder, die enigste een. En ek onthou as kind het ek dink ek kan nie presies onthou wat ek verkeerd gedoen het, ek onthou net die gevolg daarvan, is dat ek dink ek het teruggepraat of iets met my ma. Jessie, maar sy trek my een kant toe, en sê sy vir my, okay, right, hier is die deal, jy moet hierdie verse uit jou kop uit ken, elke keer wat jy hom kom opsê en jy kry hom verkeerd, dan kry jy hou met die houtlepel. Ek kan nie onthou presies hoeveel houe ek gekry het, maar ek weet dit was nie baie nie. Want ek was nogal redelik skrikkig vir 'n pak slaag. So ek het nogal vinnig geleer, eer jou vader en jou moeder en jy sal lank lewe en die land wat die Here jou God aan jou beloof het. So ek het hom nogal redelik vinnig onder die knie gekry. So ons sien in die laaste dae gaan hierdie liefde wees wat koud word. Is daai familieliefde, daai instinktiewe liefde wat jy het teenoor familie. Familie is belangrik. Dit is regtig belangrik. Dit is nie net iets wat jy moet dit nie van selfspreekend net aanvaar nie. Ek wil amper vir jou sê, doen moeite met familie. En ek ken families wat dit goed doen en ek ken families wat dit dalk nog nie so goed doen altyd nie. Maar dis vir my iets moois en dit is iets waarna ons eintlik ook so streef is families wat mooi liefhet. Dit is goed. Dit is 'n mooi ding om na te streef. Dit is goeie, mooi familieliefde. Sodat ons Moses se ma sien en dat ons anders moet lyk. Ons word geroep om anders te lyk as die wêreld. Waar hulle liefde koud word, wat moet ons doen? Hoe moet ons familieliefde benader? Dit moet warm raak by ons. Dit moet iets wees wat aanhou by ons.
Amen. Eer jou vader en jou moeder. Hoorie Nicholas. Ek weet jy doen. Ek graag sommer. Jy's die jongste een nou hier so vir wie ek dit kan sê. Dan die derde een is Philadelphia of Philos kan jy ook gebruik vir dit. Dit praat van broederliefde. Nou dit is broederliefde, dit praat van jou broers en jou susters in geloof, jou geestelike broer en suster, maar om het verder af te breek, dit praat van vriende. Dit is die liefde wat jy het teenoor jou vriende. In Johannes 11 lees ons die volgende, en terwyl hulle soontoe blaai, Philos is my so 'n mooi woord, want dit is ook wat Jesus vir sy disippels sê. As hy sê op die, ek noem julle nie meer, of ek noem julle nie slawe of diensknegte nie, maar ek noem julle Philos. Ek noem julle vriende. Hoekom? Want 'n slaaf weet nie waarmee sy meester besig is. Hy noem ons vriende, want dit is 'n plek waar ons harte connect. Ons harte is gebonde aan mekaar. Ons gesels, ons het interaksie met mekaar. Ons is, wil amper sê, vir 'n oomblik lig ons op gelyke voet met hom en sê kyk my in die oë en praat met my. Ek wil 'n verhouding hê met jou. Maak dit vir jou sin? In Johannes 11 lees ons van Lazarus en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was vir Maria wat die Here gesalf het. Dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. Nou, Jesus het baie tyd spandeer, saam met hulle, Betanië was sy huis, weg van huis gewees, hy het baie tyd saam met hierdie familie gestuur, maar dit was, of gespandeer, maar wat my so mooi is hieraan, is hoe sy Jesus laat roep. Die aanklag nie, maar die motivering wat sy bring na hom toe om te kom help, is die een vir wie u lief is. En dan kom ek so wil hamer hierop is, ek glo jy spandeer baie tyd saam met die Here. Ek glo jy spandeer tyd in gebed, ek glo jy spandeer tyd in sy woord. Maar besef jy dat die een, wanneer jy nood het, sal jy aanspraak maak om Here die een wie u lief het. Nie ek u lief, u my lief het. Ek is in die nood. Here help my. Of raak ons of is daar 'n plek waar ons daai vergeet? Want ek dink dit is maklik om kopkennis te hê en nie te sê vir mekaar, ja, die Here het my lief. Maar besef jy dit wanneer jy in die knyp is, wanneer dit sleg gaan, het jy die vrymoedigheid om na hom te gaan en sê, Here, ek, die een vir wie u lief is, het u nodig. Het jy daai selfvertroue, daai selfversekerheid, daai hartskennis om te weet, hy wat jou lief het, hy wat jou lief het. En ek meen, as ons kyk na Johannes se evangelie, hy het dit definitief gesnap. Johannes het verstaan dat die Here hom lief het, want hy sê gereeld in sy evangelie, die disipel vir wie Jesus lief gehad het. En wie is daai disipel? Johannes. Hy skryf vir homself. Hy skryf gereeld in sy eie evangelie, die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Was asof hy die favorite was. Ek geniet so Johannes en Petrus se verhouding met mekaar in die skrif, want toe hulle die nuus skryf van Jesus wat opgestaan het, hardloop hulle na die graf toe, maar die disipel vir wie hy lief gehad het, was vinniger. Hy was eerste by die graf. So wat sê Johannes eintlik? Hy wil net seker maak almal weet, hy was vinniger as Petrus. Hy het hom weggehardloop. Maar hy stop voor die graf en Petrus vat hom verby en daar's baie stories en interpretasies wat ek al gehoor het, maar een van dit wat ek gehoor het, wat vir my sin maak, is hoekom stop Johannes? Hoekom stop Johannes voor die graf en Petrus hardloop in? Al was hy eerste daar. Nou wel, ons weet, as ons kyk na Petrus se hele manier van lewe doen, is 'n baie impulsiewe ou gewees. Hy het eers met in die boot uit geklim het en hy het gegaan vir dit. Hy het ore afgesny. Maar die ander rede wat ek gehoor het is, en ek wil nogal skuil by die ene, is Johannes was die enigste een wat Jesus aan die kruis gesien het. Hy was daar gewees, hy was by die voet van die kruis langs sy ma. En Johannes kom by die graf en hy dink by homself, as ek nou hier ingaan, en dit is nie so, kan ek weer deur hierdie trauma gaan, wat ek nou net 3 dae terug gehad het. En Petrus, ek's in. So ek dink dit is 'n mengsel van al twee.
Dink so 'n mengsel van albei. En hier is 'n baie belangrike liefde. Romeine 12 vers 9 tot 10. Vriendskap. Ek het die voorreg om baie goeie vriende in my lewe te hê wat beide kompeterend is, maar ook baie bemoedigend is op dieselfde tyd. Dis min wat 'n mens dit kry. So as jy dit het, koester dit. As jy dit nie het nie, wees vir iemand dit. Dit is mooi. Romeine 12 vers 9 tot 10. Laat die liefde ongewyns wees. Verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. So wat moet jy doen? Jy moet die ander een voorgaan in eerbetoning. Nie dit verwag of terugsoek en eers gee wanneer jy dit kry nie. En ek gaan nou vir julle wys dat alles eintlik kom uit die laaste, die 4de vorm van liefde. Maar gaan mekaar voor in eerbetoning. Galasiërs 6 vers 10 lees ons die volgende. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ek wil vir jou sê dat dit is krities belangrik, hoe ek en jy, ons wat as gelowiges is, daar stamp hy nou stoffies af. Is dit mis, of het hy julle? Hoe ons mekaar lief het, is verskriklik belangrik, net so belangrik, soos wat jy ongelowiges sou lief hê. En mense wat nie Jesus ken nie. Hoekom? Want ons liefde onder mekaar getuig ook van God se liefde. Daai eenheid in mekaar getuig ook van wie hy is, en dat ons eintlik glo wie hy is. Maak dit vir jou sin. Dit is verskriklik belangrik hoe ons mekaar liefhet. Ek gaan 'n ketting koop hierdie week met staalballetjies. En hulle gaan nie nou 'n woord sê nie. Hulle gaan bars. Ek is jammer julle. Ek het vir julle gelees, Galasiërs 6 vers 10. Doen die meeste goed aan die huisgenote van die geloof. Maar is net so belangrik soos om mense buite die kerk lief te hê. Want mense, hoe gaan jy mense innooi na die liggaam van Christus toe, as die liggaam van Christus mekaar nie eers kan lief hê nie? Hoekom sal hulle wil deel raak van iets waar mense stry en beklei onder mekaar? Ek onthou, ek het een keer in Koen Boeke gestaan en hy preek saam met my. In Koen Boeke gestaan en toe staan 'n ouetjie wat redelik aan die jong kant, en toe verduidelik hy nou vir iemand hoe jy hierdie een vertaling moet lees. Hierdie spesifieke vertaling van die Bybel, en die res is almal en net hierdie een vertaling. En ek wou toe nou in 'n gesprek met hom gaan en soos vir hom sê, hoekom ek verskil van hom. Maar die vraag wat ek net vir myself vra is dit die moeite werd? Wat se boodskap gaan dit nou uit? Die vertaling wat hy nou gelees het was nie 'n slegte vertaling nie. Ek dink net ons moet aanspraak maak op een spesifieke vertaling nie. As jy wil weet by my wat se vertaling jy moet lees, soveel as moontlik, behalwe die Jehovah Witness vertaling. Daai nuwe wêreld, hulle het skrif verander in dit. Dis nie die regte vertaling nie. Ek het hierdie week gehoor, lees enigiemand die NIV? Ja, jy hoef jou hand op te steek hier. Die wat Engels lees, ek weet Jarko, want vir hom is gesê, hy moet die NIV koop. Ek het so gelag, want ek het hierdie week gehoor, dat NIV staan eintlik vir New International Version, maar toe hoor ek iemand sê, dit staan eintlik vir Nearly Inspired Version. Toe ek gedink, dit is nogal freaking snaaks geweest, ek gaan dit vir altyd onthou, die Nearly Inspired Version. Lees soveel as moontlik vertalings, en die beste vertaling om te lees is die een wat jy verstaan. Dit is wat Billy Graham gesê het, jy lees een wat jy verstaan. So, wanneer jy in 'n gesprek betrokke raak, dink altyd hoe dit lyk vir die wêreld. Want jy wil so lief hê in die liggaam dat mense wil deel wees van dit. Maak dit vir julle sin? En dan, David en Jonathan, is 'n goeie voorbeeld van broederliefde, vriendeliefde. Hy wat sy wapenrusting en sy wapens vir hom gee. Maar dit is 'n plek van dit wat myne is,
My status en my hulpbronne deel ek met jou, gee ek vir jou. Ek is nie bo jou nie, ek is nie onder jou nie. Ek deel dit met jou. Dis 'n mooi en 'n belangrike liefde in die liggaam van Christus. En ek het 'n getuienis wat ek wil deel rondom dit, want dit vloei eintlik oor in die laaste een wat agape is. Dit is iets wat julle seker al baie van gehoor het, die agape liefde van God, wat praat van die onvoorwaardelike, en dis 'n goddelike liefde. Dit word baie keer vertaal as liefdadigheid of charity, want jy verwag niks terug nie. En ek onthou, laas jaar het hier aan die einde se kant, ek dink dit is die einde van laas jaar, dit is die einde wat ons die Openbaring reeks gedoen het. Dit is eintlik hier in die middel einde. Het ek 'n Openbaring reeks gedoen. En ek onthou die gedeelte waar die Here vir Johannes sê, kom op, en hy sien hoe dit lyk in die hemel, hoe ek daar staan, en vir 3 jaar op daai oomblik worstel ek toe al om iemand te vergewe. Elke keer as ek iets verkeerd gaan in my lewe, dan is ek sommer kwaad vir die persoon. Ek het al vir 3 jaar laas met die persoon gepraat, maar dan is ek sommer weer kwaad, want dis die persoon se skuld, en regtig 'n worsteling in my hart gehad van, jy vergewe die persoon, maar dit voel net, daai krap bly daar. Ek weet nie of jy, dalk is dit net ek, dalk is julle soos ek vergewe jou, en dan voel julle 100% weer reg en okay. En vir 3 jaar lank sukkel ek met hierdie vergifnis. En ek sien hierdie beeld van Jesus op die troon en die vuur in sy oë, en op daai oomblik voel ek kom hierdie offense wat ek dra in my hart kom weer voor my op. En ek besef net, dit wat ek nou beleef en sien, is hierdie die moeite werd om aan vas te hou, om hierdie prys te gee. Want wat die Bybel sê, ons moet vergewe, want as ons nie vergewe nie, kan ons nie vergewe word nie. En ons vergewe partykeer, maar daai krap bly daar. Daar bly daai iffie gevoel. Maar net ek. Okay, great. Dan praat ek met myself vanoggend. En ek onthou ek voel die Here sê vir my, om nie net te vergewe nie, maar gaan aan die persoon toe en gaan maak reg. Gaan so 'n maand of 2 verby en ek vind myself in die dorpie waar die persoon is. Ek gaan hom nie sê waar nie. Waar die persoon is, en ek voel hoe die Heilige Gees my sê, jy's nou hierso. Ry nou na daai persoon toe, jy weet waar hulle werk, gaan sin toe en gaan maak reg, gaan sê jammer vir wat jy verkeerd gedoen het. Want baie selde is albei partye, of is een party heeltemal skuldig of onskuldig. Okay? Almal deel maar baie keer die skuld. Gaan sê jammer wat jy verkeerd gedoen het. En my plan was eintlik oorspronklik om met ons nuwe kar te gaan wat nie gestamp is nie, vir my klere aan te trek wat ek nie 3 jaar terug ook gedra het nie. Jy weet, om net soos dat jy nou net nie, dan lyk jy het vorentoe gegaan in die lewe en nie op dieselfde plek gebly nie. En met watse klere is ek daai dag in die dorp? Dieselfde klere wat ek 3 jaar terug gedra het, die gestampte polo, en ek is soos, wel, jy gaan in, daar's die Here, jy hou my nederig. Ek kom by die persoon, amazing gesprek, sê jammer, die versoening tussen ons is regtig iets moois geweest. Is ek en die persoon vriende vandag? Ja, ek sal nie sê ons is vriende nie. Ek het daai dag laas gepraat, dit is al 5, 6 maande na, maar is niks meer in my hart nie. Niks meer in my hart nie, niks meer in daai persoon se hart nie. Ons kon versoen, en vandag sal ons verby mekaar stap en sal mekaar kan groet in die oë kyk en eintlik kan vrou gaan het met mekaar. Jy hoef nie vriende te wees met almal nie, maar daar is 'n plek waar ons met mekaar vergewe, en ek praat van in die liggaam, want dis eintlik wanneer ons sukkel om te vergewe is, in die liggaam. Dis nie so moeilik buite die liggaam nie. Dis in die liggaam waar dit moeilik is. En ek het daai persoon vergewe daai dag, irrelevant wat ek terug verwag het. En dit is die laaste een, is agape. Nommer 4, agape liefde. Maar dit is die liefde wat niks terug verwag nie, en alles vloei uit dit uit. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Onvoorwaardelike liefde. Hy het dood gegaan, hy het aarde toe gekom vir ons, voor ons nog enigiets gevra het vir dit. Want hy het ons lief. Hy het dood gegaan vir jou sonde, voor jy onvergifnis gevra het vir dit. Hy het dit reeds gedoen met die hoop dat jy na hom toe gaan kom. Maar met die wete, en ek dink dis nogal vir ons as mens, vir ons menslike manier van dink, moet dit 'n skerry gedagte wees. Is hy het dit gedoen met die wete dat daar's baie mense wat dit van die hand gaan wys. Hy gaan alles van homself gee.
En nie eens almal gaan dit aangryp nie, en nie eens almal gaan dit verstaan nie. En dit breek sy hart. Dit breek sy hart, ek weet dit doen. Want sy wil is dat almal gered word. Sy wil is dat sy liefde oor almal stort en almal dit verstaan en almal lewe in daai vreugde en genot. Maar hy weet almal gaan nie. Maar dit is hoe ek en jy ook moet lief hê. Is ek en jy moet nie lief hê net op die liefde wat ons kry nie. Ons moet lief hê gebaseer op dit wat hy vir ons gedoen het. Ons moet lief hê met die maat wat hy ons lief het en wat hy in ons beker gooi. Want ek wil vir jou sê, as jy net lief het op dit wat iemand anders in jou bekertjie gooi, gaan jy altyd leeg hardloop. En jy gaan altyd soek vir liefde op ander plekke en dan verkeerde plekke waar jy dit nie moet kry nie. Maar God wil sy volheid, sy volmaakte liefde in jou gooi en die kruis wat ons volgende week vier en die opstanding wat ons vier, praat van sy volmaakte en onvoorwaardelike liefde waarmee hy jou wil vul. En dis wat ek en jy moet lief hê. Johannes 13 vers 35 lees as volg: Hieron sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Weereens, kan jy sien hoe belangrik dit is om ons as liggaam mekaar lief te hê? Want hierdie praat van die disippels. Hierdie praat nie eers van die liefde daar buite nie. Kyk, agape, as jy gaan kyk in die skrif, baie keer word die agape is uitsluitlik die liefde wat gebruik word rondom vreemdelinge en vyande. Maar selfs in die liggaam is agape belangrik. Want dit is waar mense gaan weet dat ons sy disippels is. Hy wat lief gehad het en ons het ook die vermoë om lief te hê, gebaseer op wat hy gedoen het. Agape. Jesus in hierdie selfde aand was hy dink so daaraan, as jy kwaad is vir iemand of jy is geïrriteerd met iemand, wie van julle jy hoef ek jy hand op te steek, net nou vir jy. My gesig is nogal redelik geels weg. Okay, ek sukkel om goed weg te steek. So as ek sukkel met iemand of ek geïrriteerd, die Jark het nou gister gesien hoe geïrriteerd is ek, dan so my gesig hier het redelik weg. Maar hierdie aand was Jesus Judas se voete en hy sê vir hulle, iemand gaan my verraai en hulle weet nie wie dit is nie. Jesus het vir Judas, wat hy geweet het wat hy gaan doen, wat hy eintlik al reeds klaar gedoen het ook, in sy hart het hy klaar besluit, dit is so, hy het geweet hy gaan. En nog steeds was hy sy voete. Hy hanteer hom niks slegter, niks beter, as wat hy al die ander gehanteer het. So ek gaan nou 'n bakkie daar laat uit, ek het 'n voete, 'n bakkie wat hulle vol water vir ons gaan uitbring. So as jy kwaad is vir my, ontsteld is vir my, kom was my voete, dan kan ek nou grappie, dis 'n grappie. Dit is net 'n bietjie, as jy veel lig gee het. So dit praat vir my van 'n agape, onvoorwaardelike liefde. Want dit is nie, wat dink mooi wat het Judas op die ou einde gedoen. Dit wat Judas gedoen het gelei tot sy dood. Dit was nie, hy het net geskinder van hom, of hy het sy reputasie skade aangedoen nie. Dit het gelei tot en nie 'n maklike vinnige dood nie, geslaan, gebreek, gebloei, gekruisig. Maar hy het hom nog steeds lief gehad. En hy het vir Judas op die einde nog kans gegee. Is jy seker? Gaan doen dit vinnig. Gaan doen dit vinnig. Want Satan het klaar in sy hart gewerk, maar dit het nie die liefde wat hy van Judas afgekry het nie bepaal die maat waarop hy lief het nie. En dis so ek en jy ook moet lief hê. Ons moet binne die liggaam moet ons lief hê, mekaar vergewe, mekaar bemoedig. As jy sien 'n broer sukkel met iets, gaan in privaat na hom toe, met mekaar se laste dra, sodat die wêreld daar buite wat plek soek om te behoort, sien hoe dit gedoen moet word en hoe dit moet lyk. So John Piper sê die volgende: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So wat beteken dit? Jy moet so vol wees van hom, so vol wees van sy liefde, so vol wees van sy
van sy glorie wat hy in jou sit, wanneer jy hom soek en tyd spandeer saam met hom, sodat jy hom sal eer in alles wat jy doen. Want jy lewe nie gebaseer op insette van die wêreld nie, maar alles vanuit wat hy gedoen het en van wie hy is. Die duiwel kom en hy val wat aan? Die kennis van God. Hoekom? Want hy weet as ons hom ken, as ons weet wie hy is, as ons hom verstaan en tyd spandeer saam met hom, as ons vol word van hom, het hy 'n probleem. Want dan lewe ons nie meer volgens die wêreld se standaarde en inset op ons lewe nie. Maar ons lewe op 'n goddelike en 'n bonatuurlike wyse wat eer en glorie bring na hom toe. Maak dit vir julle sin? Amen. Ek hoop so deur al die chaos het iets vanoggend vir julle sin gemaak en grond gevat. Mag Here, my gebed is dat ons so vol sal word van U, Here. Leer ons hoe om 'n lewe te lewe gevul met die Gees, gelei deur die Gees, absoluut slegs op die input, Here. Here, dat ons sal lewe waardig, Here, die roeping, Here. Waardig ons redding. Here, leer ons hoe om lief te hê, Here. Hoe om ons huisgenote in geloof goed lief te hê, Here, sodat die mense sal sien hoe lyk ware liefde. Sodat dit mense sal aantrek, Here. En tweedens is, Here, mag ons die wêreld daar buite ook lief hê. Mag ons ons vyande en vreemdeling ook lief hê. Soos wat U ons lief gehad het, toe ons nog 'n vyand en 'n vreemdeling was. Here, mag ons nooit vergeet dat ons op 'n tyd ook 'n vyand en 'n vreemdeling van U was. U het ons nie altyd vriende gehad. Ons was 'n vyand en 'n vreemdeling. Maar tog, hierin weet ons dat U ons lief het. Is dat terwyl ons dit was, het U vir ons dood gegaan. Here, en mag hierdie week waar ons ingaan, mag dit vir ons 'n tyd wees waar ons nie net besef U liefde vir ons nie, Here. Mag dit 'n tydperk wees waar ons so vol word van U, sodat ons op dieselfde manier die wêreld sal lief hê. Ons ook sal lief hê, soos wat U lief het. 'n Liefde wat glorie en eer bring na U naam toe. In Jesus naam. Here, daar is werklik niemand soos U. Daar is niemand soos U. Wat 'n voorreg is dit, dat U ons vriende noem, en dat ons deur U geken word, Here. En ook dat ons U ken, en kan ken. Dankie U. Dankie aan U, dat U Uself openbaar aan ons. Deur die skrif, maar volmaak deur Jesus Christus. Dit is so voorreg om U te ken. Here, ek sien elke persoon wat hier is vanoggend, mag hulle 'n mooi Sondag hê en 'n mooi week hê, gevul met die liefde, U genade, mag jy altyd naby voel. Ek bid veiligheid en gesondheid oor elkeen. In Jesus naam. Amen.